Here Jesus, op hierdie adventpad verlang ons na U lig. Ons verlang na U stem. Ons verlang na U vrede. Dankie vir die onverdiende genade waarmee U ons roep. Dankie vir die genade doop waardeur U ons in U familie ingelyf het. Dankie vir die Gees wat oor ons uitgestort is, sodat ons nie net U woorde sal hoor nie, maar dat U woord in ons harte sal lewe. Heilige Gees, daarom bid ons, open nou ons ore om U te hoor. Open ons oë om U te sien. Open ons harte om U te ontvang. Laat U woord vandag vars wees, nuut, lewensveranderend. Kom Heilige Gees, ons wag op U. Amen. Vriende, ons weet dat die adventtyd is 'n tyd van wag. En vanoggend met die aansteek van die vreugdekers is dit 'n tyd van wag, maar met 'n glimlag. Dis die Sondag van vreugde. Die pinkkers is aangesteek. En vriende, daarom word hierdie kers van vreugde nie aangesteek omdat alles maklik is nie. Alles is nie maklik nie, vriende. Dis nie hoekom ons hierdie kers aansteek nie. Ons steek ook nie hierdie kers aan omdat hierdie wêreld waarin ons leef heel is nie. Dink vir 'n oomblik aan jou 2025. Ek weet nie watter kleur sal jou 2025 wees nie, as jy dit moes inkleer. Sou dit pink wees soos vandag om vreugde te bring? Dan het jy 'n wonderlike dankbare hart. Dalk miskien sou jou kleur eerder swart gewees het. Dalk miskien sou jy glad nie eers vandag 'n kers wou aansteek nie, want dalk het 2025 nie baie lig in jou lewe gebring nie. Maar dan wil ek ook sê, selfs al sou jy nie vandag 'n kers aansteek nie, kan ons vandag hierdie pinkkers aansteek. En maak nie saak hoe jou 2025 of wat in jou lewe daar is wat dit moeilik maak om vreugde te sien nie, dan wil die Here juis ons vandag bring by die punt en plek om te sê, julle kan vandag hierdie kers aansteek. Hoekom? Want ek is naby. Ons steek vandag hierdie kers aan omdat hy naby is. Jakobus, ons teks wat ons nou gaan lees, sê, wees geduldig, die Here is naby. Met ander woorde, dat hierdie wag waarvan Jakobus in die Bybel praat, nie 'n wag is om passief te wees nie. Met ander woorde, ons sit net en wag nie. Jakobus help ons vanoggend om raak te sien dat ons wag soos mense wat weet wie kom. Want kingdom joy is not the absence of problems. It's the presence of a person. Kingdom joy is the presence of a person. En daarom as ons vandag hierdie geskenk van vreugde ontvang, vriende, dan is dit nie 'n emosie nie. En ons moet eerder hierdie vreugde sien, ten diepste, as 'n reaksie op die een waarheid wat alles verander. Nou wat is hierdie een waarheid
wat alles verander. God kom naby. God word mens. En dan gaan hy nog verder. Hy word nie net mens nie. Hy word Immanuel. Met ander woorde, hy is saam met ons. Hy is met ons. Hy is hier. Nou mag die vraag dalk kom, maar wat is hierdie vreugde waarvan die Bybel praat? En hier is dit belangrik, vriende, om te sê dat wanneer die Bybel van vreugde praat, dan bedoel dit nie 'n hoë emosie of 'n vrolike stemming nie. Dis nie ten diepste wat die Bybel bedoel nie. En daarso is 3 goed wat teenwoordig is as die Bybel van vreugde praat. Die eerste is 'n wete. Bybelse vreugde is 'n wete. Die tweede is dat Bybelse vreugde is 'n vertroue. En in die laaste plek is Bybelse vreugde 'n reaksie. Nou wat is hierdie wete? God is betrokke. Die vreugde van Advent, hierdie 3de Sondag, is dat God is betrokke. Dit is die kern van hierdie tyd, vriende. God is betrokke. En hierdie vertroue wat hierdie vreugde is, waarvan die Bybel praat, is dat God doen iets. God is besig. Selfs al sien ek dit nog nie. En dit is juis wat Advent doen. Advent sien nog nie Kersfees nie. Dis nog dinge wat kom. Maar God is in hierdie tyd besig. En dan hierdie reaksie, wat is hierdie reaksie? Ons gaan nou 'n gedeelte lees wat nie vir baie teoloë en groot reformatore 'n baie, hoe sal ek dit stel, Bybelboek is wat hulle graag in hulle Bybel sal wil hê nie. En dit is die Jakobusbrief. So onder andere ou Luther het uit sy Bybel het hy die Jakobusbrief uitgeskeer, want dis moeilik, en ek het begrip daarvoor. Dis nogal moeilik om ons doen en late deel te maak van God se werk. As ons fyn gaan kyk en dink, vriende, dan is dit alles net genade. Dis alles net genade. En maar ek dink Jakobus wil so bietjie dieper gaan as net om so daaroor te dink. Want, vriende, kom ons wees ook vanoggend met mekaar eerlik. Daar is ook 'n reaksie op hierdie vreugde. En die reaksie op hierdie vreugde is my hart. Jou hart. En dan ten diepste is hierdie vreugde dat my hart oop is. My hart is oop. My hart is oop vir dit wat God wil bring. My hart is oop vir dit wat God wil doen. My hart is oop om daarop te reageer. Nie toe nie. Die wêreld sê wees gelukkig wanneer dit goed gaan. Hey, dis Kersfees. Dis nou vrolike tyd. Dis nou die tyd om gelukkig te wees. Maar terwyl die wêreld dit adverteer en bemark en terwyl die wêreld dit skree,
dan fluister die evangelie nog altyd, vriende, regdeur. Kyk op. Kyk op. Vreugde is reeds in jou midde. Dis nie iets wat nog moet aanbreek nie. Dis reeds in jou midde. En wanneer ek die Bybel lees met die bril van hierdie vreugde wat God vir my wil gee, en ek blaai deur die Bybel, dan kom ek agter dat hierdie vreugde word die sterkste wanneer omstandighede nie hierdie vreugde kan verklaar nie. Is dit nie gelooflik nie? Dat hierdie vreugde die sterkste kom wanneer omstandighede dit nie kan verklaar nie. En dit is hoekom Jesus sê, my vreugde gee ek vir julle, sodat julle vreugde vol kan wees. My vreugde. En dit bring my en ons vanoggend by Jakobus 5 van vers 7 tot 10. Kom ons lees dit saam. Vriende, dit gaan dalk bietjie anders klink as in jou Bybel. Vers 7. Wees daarom geduldig, my liewe medegelowiges, tot met die wederkoms van die Here. Hou die boer mooi dop, leer van hom. Hy wag geduldig vir die kosbare vrug van die aarde tot die reën kom, van die eerste bye tot die laaste. Net so moet julle met vasberadenheid geduldig bly, omdat dit nie meer lank is voor die Here weer terugkom nie. Liewe medegelowiges, moenie oor mekaar kla of brom nie, sodat God julle nie veroordeel nie. Kyk, die regter staan voor die deur. En my liewe medegelowiges, die profete wat namens die Here gepraat het, is ook vir julle 'n goeie voorbeeld van hoe om in swaar kry geduldig te bly. Net so ver. Jakobus skets vir ons in hierdie paar verse die vreugde van volhardende wag. Die vreugde van volhardende wag. En Jakobus gebruik beelde wat ons ken. In vers 7 gebruik hy hierdie bekende beeld van 'n boer. En in ons tyd, in ons omgewing, vriende, dan is dit iets wat ons bitter nodig het. Ons sien dit. Ons omgewing het reën nodig. Ons aarde dors na reën. En wat Jakobus hierop fokus in vers 7 is om vir my en vir jou ook te herinner daaraan, net soos 'n boer, kan 'n boer nie reën maak nie. 'n Boer kan nie reën maak nie. En net so wanneer hy daai saadjie wat hy geplant het, hy het dit in sy hand en hy plant die saadjie, dan moet hy die saadjie laat gaan en die grond toemaak. Die saadjie is uit sy hande uit. En hy kan niks forceer dat daai saadjie sal ontkiem nie. Hy kan nie forceer dat daai saadjie groei nie. En baie maal, vriende, is dit ook so met ons. Dis ook so met ons harte. Selfs die seëninge wat ons van die Here ontvang, vriende, kan ons nie meer maak nie. Die seëninge van die Here kan ons nie minder maak nie. Ons het nie beheer daaroor nie. En hierdie kosbare lewe wat die Here ook vir ons gegee het, vriende, niks daarvan kan ek en jy forceer nie. En dit is ook waartoe die doop ons vanoggend herinner het. Laat toe dat my gees julle vernuwe. Maar daar is ook 'n vreugde vir die boer. En daar's ook in hierdie lewe vir jou en vir my 'n vreugde waarvan Jakobus sê. Die vreugde is die wete iets gebeur
wanneer daai saadjie in die grond is. En dis hoekom die boer plant, want hy weet, daar gaan iets gebeur. En dit, vriende, is vreugde. Vreugde is nie om te sien nie, vreugde is om te weet. Vreugde waarvan Jakobus hier praat, is nie 'n teken van 'n glimlag op ons gesig nie. Die teken van hierdie vreugde is 'n diep wete in die siel. Ek voel dit nog nie, ek sien dit nog nie, maar God werk. Hy werk. En dan gaan Jakobus dieper in vers 8 en hy sê, versterk julle harte. Hoekom? Want hy sê die Here is naby. As ons hierdie verse lees, vriende, dan moet ons nie ons gedagtes laat gaan aan een dag, wanneer die Jesus weer gaan terugkeer op die wolke nie. Jakobus hou vas aan die gedagte van Jesus wat nou naby is. Reeds. Nou. En dan sê Jakobus, reageer ons met 'n versterkte hart. 'n Hart wat opstaan. Belangrik, vriende, 'n hart wat oop bly vir die Here se werking. En dan kom Jakobus, in my voorbereiding het ek ook gewonder, moet ek nie vers 9 dalk net weglaat nie? Weet jy lekker hoekom pas hierdie vers so hierin nie? Vers 9 wat sê, moenie mekaar verwyd nie. Waarheen gaan Jakobus nou met hierdie gedeelte? Toe begin ek bietjie dink oor, wat gebeur met ons wanneer ons dalk miskien 'n openbaring van die Here ontvang, of in ons persoonlike reis saam met die Here, wanneer ons groei op hom. Dalk miskien wanneer ons weer 'n versterking van ons roeping ontvang. Dalk wanneer ons weer op 'n besonderse manier herinner word aan sy nabyheid. En dan kan ons so maklik, vriende, ons harte sterk maak. En wat daarmee bedoel word, is dat ons so vashou en toe is, dat ons nie oop is vir dit wat die Here eintlik vir ons daardeur wil wys nie. En dalk miskien gee Jakobus hier vir ons in vers 9 'n stukkie etiek rondom hierdie vreugde. Dat wanneer ek God se nabyheid sien, raak ek sagter. Nie harder nie. Een van ons gemeente se waardes is deernisvol, om deernisvol te wees. En dit is wat Jakobus hier bedoel. 'n Hart wat empatie toon. 'n Hart wat meer genade betoon. 'n Hart wat meer toegeeflik is. 'n Hart wat minder krities is. 'n Hart wat meer sagmoedig is, wat die vrug van die Gees dra. En vir 'n oomblik in die eerste diens, in die kindermoment, het ons so 'n bietjie daarby stil gestaan. Hoe besonder het hierdie groot nuus van 'n koning wat gebore gaan word, wat die sonde van die wêreld gaan wegneem, dat hierdie eerste woord gekom het aan mense wat se klere geskeur was, wat in 'n veld gebly het, wat nie welkom was in die dorp nie, dat hulle die nuus ontvang en gehoor het van Jesus se koms, dat die engele in hulle skare saam met hulle gesing het, ere aan God in die hoogste hemel. Wat 'n ongelooflike beeld is dit nie? Dat ons harte met die koms in hierdie wagtyd sal toelaat dat my hart sal sag word.
En dan kom Jakobus en hy gee hierdie ongelooflike beeld. Want dit is 'n beeld wat voor Advent afspeel. Dis 'n beeld wat Jakobus vir ons gee van 'n tyd toe die wêreld miskien so bietjie stil gestaan het. Waar dit bitter moeilik was om God se beweging op aarde te sien. En dit was in die tyd van die profete. 'n donker tyd vir die volk. Hy herinner dat God se stem in daardie tyd nie oorverdowend was deur die profete nie. Hulle stem was ook nie dreunend hier op aarde en tussen die volk en die nasies gewees nie. Maar in die donker tyd, in die moeilike, hartseer, verwoestende tyd, was hulle stem getrou gewees. Hulle stem was getrou. Nou kom die vraag, hier in 2025, op die 3de Sondag van vreugde, in Advent, wat is ons reaksie op hierdie vreugde? Hoe sal dit in ons lewe lyk? Hou die hart oop. Hou die hart oop. The greatest battle is always over the heart. The greatest battle is always over the heart. Keep it tender. Keep it tender. Want 'n oop hart vergewe vinniger. 'n Oop hart kyk vir God in die klein dinge. 'n Oop hart verwag iets goeds. 'n Oop hart glo dat God groter is as die nou. Miskien gou vinnig weer 'n vraag vir ons. Glo ons hier waar ons nou sit, dat God groter is as ons nou? Dat hy groter is as nou? Hoe 'n lewe lyk? Ons praat lewe. Vreugde maak jou stem anders. Minder kla. Praat van dankbaarheid. Getuienis oor wat God besig is in en rondom ons lewe. Getuienis. Beweeg saam met God se ritme. En ons is terug by die boer. 'n Boer plant nie in winter nie. En daar's 'n rede voor. Vreugde beteken ek vertrou God se tydsberekening. En dan ons leef as mense van Immanuel. Ons leef elke liewe dag met die bewussyn God is met my. En vriende, dan ook nie net as 'n stuk teologie nie. Ek verstaan in die teologie, in die leerstuk van God se nabyheid wat hier is. Nee, vriende, dis groter as dit. God is met my. Dis 'n atmosfeer. Ek leef vanuit sy atmosfeer uit. Soos Efesiërs 3 vanaf vers 14 tot 21 praat oor God se liefde. Mag ons net begryp hoe hoog en laag en diep die liefde van Christus strek. Soos die asem wat ons inasem, is sy teenwoordigheid met ons, by ons. Hierdie ou pink kersie van vreugde dra vandag 'n kersgetuienis. En die kersgetuienis wat hierdie kersie vandag dra is, God kom tot by die grondvlak. Kersfees sê nie vir ons, wees gelukkig nie. Kersfees sê, God het jou gesien. God het afgebuig. God het nader gekom. Dit
is die bron van vreugde. Ons reageer nie met gemaakte vrolik nie. Ons reageer met aanbidding. Ons reageer met oorgawe. Ons reageer met oop hande. Ons reageer met die vertroue dat God besig is om iets nuut te laat ontkiem. Dit is die vreugde op die 3de Advent. Nie 'n gevoel nie, 'n reaksie. Amen. Vriende, kom ons staan op hierdie Sondag van vreugde met ons slotlied en dan sluit ons ontmoeting af. Kom ons staan. En nou vriende, mag die vrede van Christus, wat deur geslote deure kom, die vreugde van die Here, wat sterker is as omstandighede, en die liefde van die Vader, wat jou dra, jou vul en jou lei. Mag jy hierdie week die lig van Christus dra in elke ruimte waar jy instap. Sy genade, liefde en teenwoordigheid sal met julle wees, nou en altyd. Amen.